Dis 'n voorreg om vandag weer met jou te gesels en ek is besig met die tema oor gebed, waar Jesus vir ons leer van gebed wat aanhou en vasbyt om totdat God antwoord. En ek wil as tema gebruik vanmôre die woorde, jy mag maar aanhou vra. Daar in Lukas 11 vers 8 sê Jesus in daardie verhaal aan die disippels hierdie woorde, ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Nou Jesus vertel van 'n man wat op 'n ongewone tyd, middernag, met 'n eenvoudige behoefte by sy vriend gaan opklop, 3 brode. Hy het die man in hierdie verhaal aangeprys omdat hy nie moed opgegee het nie, maar aangehou het om te vra. Hy sê as dit ware, moet jou nie skaam om aan te hou vra nie. Was dit nie wat Abraham gedoen het, toe hy dit gewaag het om met God te beding in sy poging dat Sodom en Gomorra gespaar sou word nie? Hy het begin by 50 mense, toe 45, 40, 30, 20, toe uiteindelik by 10 mense uitgekom het. Abraham het vir God in Genesis 18 vers 32 gevra, sal jy die stad spaar as daar dalk net 10 regverdiges gevind kan word? Of wat van Jakob daarby by die Jabokrivier in Genesis 32 vers 26, wat met 'n man, dit was natuurlik God self, geworstel en geweier het om hom te laat gaan, voordat hy hom seën. Dink aan die vrou vir wie Jesus in Lukas 18 vers 7 tot 8 as 'n voorbeeld gebruik het. Die vrou wat by 'n onregverdige regter aangedring het en nie opgehou het voordat hy aan haar reg laat geskied het nie. Jesus het hieroor gesê, sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag na hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. In die Ou en Nuwe Testament het die Here geen twyfel gelaat dat hy die verhoorder van gebede is nie. Dalk het hy Deuteronomium 4 vers 29 in gedagte gehad, toe hy hierdie verhaal vertel het. Daar staan, as julle die Here julle God daaraan roep, sal hy julle gebed verhoor en as julle hom nader in onverdeelde trou. En ek en jy kan ook met daardie selfde vasberadenheid na die Here toe kom en onbeskaamd tot hom bid. Sal ons dit doen, ek en jy. Dankie, Here, dat ek kan weet dat ek nie voorbarig is as ek by U aandring nie, want U het my lief en is 'n waarmaker van U woord. Amen. Tot volgende keer. Mooi loop.